Goeiemôre. Dis waarlik Woensdag 11 Desember. En dit is nodig vir my om te begin met 'n nuwe onderwerp. Omdat ek nie goeders uit my duim wil suig nie, het ek vir ons Vader vertoef met die vraag, wat nou? Is dit los gedagtes? Is dit 'n nuwe reeks? En vergifnis is wat ons Vader op my hart bly druk. En my aarde, die een wat vir ons vergifnis kom bewerk het, moes as mens op aarde gebore word. En hier staan ons waarlik op 2 voete in die maand Desember, wanneer die wêreld Kersfees vier. Met groot respek. Mens weet nie hoeveel van hierdie vieringe tradisie sonder ware begrip is nie. Die koms van ons hemelse koning is geprofeteer. Van die profesie verwys na herdes op die oop velde. In Bethlehem sneeu dit in Desember. Dit is onmoontlik dat hy in Desember gebore kon wees. Terwille van die seisoen, maar veral ook die geestelike seisoen in Israel. Daarom moet mens mooi oor hierdie saak dink. Dink feeste wat ons Vader God ingestel het vir die volk. Daar was die fees van die eerste vrugte, Shavuot, die fees van tabernakels en meer. En elkeen van hierdie feeste het tot vandag toe 'n profetiese betekenis. Ook die Paasseisoen, wat die volk herinner aan hulle verlossing uit Egipte. Elkeen van hierdie feeste het 'n profetiese betekenis. Dit is waarom ons Messias in die tyd van die Paase gekruisig is. Onthou die bloed aan die deurkosyne in Egipte, wat verlossing gebring het vir die wat daaraan gehoorsaam was. Dit herinner aan die bloed van Christus aan die kruis. Vergelding sou in Egipte verbyhou, waar bloed in geloof aangewend is aan kosyne. Verlossing is steeds die belofte vir elkeen wat vandag glo in die bloed van Jesus Christus, gestort aan die kruis. Verlossing wat bevryding inhou van wat was, en insluiting in die volle belofte van die bloed van Christus. En ek dink sommer oor die betekenis van die bloed kan ons ook gerus weer 'n bietjie gesels. Maar ek wil net eers sê, Vader, baie dankie. Dankie dat U hierdie gedagtes op my hart gelê het. En ek bid in die naam van Yeshua, gaan my vooruit ook vanoggend. Mag U Gees die een wees wat werklik die boodskap oordra, en nie ek nie. Dat U waarheid en U liefde werklik tot binne in elkeen van ons harte sal val. Dit vra ek in die naam van Yeshua. Amen. Keiser Augustus was nogal die man wat aangekondig het dat almal ingeskryf moes word. Dit was op sy bevel dat Josef met Maria, onthou, die vrou aan wie hy hom verloof het, hulle was nog nie getroud nie. Hulle twee is saam na die stad van sy geboorte, Josef se geboorte. En dit is waar ons Messias toe in die stal gebore is. Maar waarom is hy as mens gebore? Onthou hoe lees Hebreërs 1. Ek gaan vir jou lees tot by vers 14 toe. Hebreërs 1 vers 1. Nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur sy seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hierdie seun is die een deur wie hy die wêreld gemaak het. Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese. Onthou, hy verwys hier na ons Messias, Jesus, wat die afskynsel is van sy Vader se heerlikheid en die afdruksel van Vader se wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself
die reiniging van ons sondes bewerk het, gaan sit het aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, na mate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer, en weer, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. En wanneer hy weer die eersgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. En van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak, en van sy dienaars vuur vlamme. Maar van die seun sê hy, U troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van U koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het o God, U God U gesalf met vreugdeolie bo U metgeselle. En U, o Here, het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is werke van U hande. Hulle sal vergaan, maar U bly. En hulle sal almal soos 'n kleed verslyt, en soos 'n mantel sal U hulle toerol, en hulle sal verander word. Maar U is dieselfde, en U jare het geen einde nie. En aan watter een van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek U vyande gemaak het 'n voetbank van U voete. Is hulle nie almal dienende geeste, wat vir diens uitgestuur word ter wille van die, wat die saligheid sal beerwe nie? Hierdie gedeelte in vers 9, wat vreugdeolie beloof as antwoord op geregtigheid, raak my besonder diep. Besef dit, ware vreugde en innerlike vrede het een bron, geregtigheid voor ons Vader. Maar om oor vergifnis na te dink, is dit op die oomblik my begeerte. Voordat ons daar kan kom, moet ons elkeen vir onsself eers mooi gaan besin oor die een wat dit kom bewerk het. Wie is hierdie een, deur wie ons vergifnis kan ontvang, en wat behels die offer wat hy moes bring? Paulus gee verduideliking oor hom aan die gemeente in Kolosse. Ek lees uit Kolossense 1, 15 tot 21. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. En hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het, deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op aarde sowel as die dinge in die hemele. Ook julle, wat vroeër vervreemd was, en vyhandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen. Die Nuwe Testament noem hom Jesus.
of die nuwe vertaling noem hom Jesus. Maar in Hebreëus staan hy bekend as Jehoshua of Yeshua. En Jehoshua beteken Yahweh who saves. Ons Messias is op aarde gebore as verlosser. Waarom moes hy die mens, of waarvan moes hy die mensdom verlos? Hy moes ons waaragtig kom verlos van onsself. Die mens is in sy wese gebore met die rug na die Almagtige. Ons leef en dink en doen, maar sonder die inspraak of inagneming van die Vader. Elke tree wat ons gee, neem ons verder weg van die Vader. Ons Messias moes gebore word as mens, sodat hy as mens kon sterf namens die mens. Elkeen wat glo in die verlossing wat sy bloed gebring het, ontvang vergifnis. En natuurlik, as mens, het hy eers die mens kom leer. Hoe wonderlik dat ons hierdie lering tot ons beskikking het, om vir onsself in te neem, te verstaan, sodat ons ook daardeur gevoed en gerig kan word op die pad wat hy vir ons bedoel. En saam daarmee, dan die verlossing van dit wat die vyand vir ons beplan het. En deur die bloed sy vergifnis te ontvang. Dit is hierdie goddelike sterfte aan die kruis. Die bloed van Yeshua wat moes vloei, sodat ons daardeur gereinig, verlos, verskoon kon word. Wat ook vir ons vergifnis bewerk het. Kom ons praat in die volgende paar weke dieper oor die wonder van vergifnis. Vader, dankie dat ek hierdie woorde wat ek nou gepraat het net vir u kan teruggee, en ek bid dat u self deur u Gees openbaar selfs dieper as wat ek gepraat het, en dat u ons sal rig op u waarheid, ook in hierdie tye wat voorlê. Mag ons u waarheid ontvang en leef. Ek vra dit in die naam van Yeshua. Amen.